Goeiemôre. Jy luister na die 23ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Wat ons glo en hoe ons leef. Wat dink jy van Martin Luther se woorde, naamlik dat ons simul justus et peccator is, te gelyk geregverdig en sondaar? Wat is die impak daarvan op jou paar maal se reise om die son? Wat is die impak daarvan dat jy uit jouself uit steeds 'n sondaar is? Maar ook dat jou lewe regverdig verklaar is. Jou skuld is vrygespreek. Jy het geen sondaar rekord meer nie. Daar is geen klad teen jou naam soos iemand wat op parool vrygelaat is nie. Jy is vry. Daar was 'n man wat 'n verskriklike oortreding begaan het. Wat dit was, dit weet ek nie. Maar hy het na die priester gegaan en oor alles wat gebeur het gebieg. Alles wat hy gedoen het. Hy het daar opgestaan en het sover dit moontlik was sake gaan regmaak met elkeen teenoor wie hy 'n onreg gepleeg het. Die priester het vir hom vertel van die evangelieboodskap van vergifnis, genade en die nuwe lewe in Christus. Hy het verheug opgestaan en so gaan leef. Maar soos die dae aangegaan het sy gewete hom weer begin pla. Dit het so erg en intens geword dat hy weer terug is na die priester. Ek sukkel om myself te vergewe en vrede te maak met dit wat ek gedoen het. Waarvan praat jy? Het die priester vir hom gevra. Die dinge wat ek 'n paar dae terug met u gedeel het. Waarop die priester weer sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Die man het eers gedink dat die priester ergens sy kop baie hard moes gestamp het, vandat hulle mekaar laas gesien het. Maar 'n rukkie later het die wete op hom neergedaal. Wanneer God my vergewe het, bestaan dit nie meer nie. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek saam met my pa Charles Bronson films gekyk. Met sy swart snor en diep stem het hy die skelms laat les op sê. Ek was te klein om te onthou in watter film dit was, maar die woorde sal ek nooit vergeet wat hy in een van daardie films gesê het nie. In daai kraakstem van hom sê hy, "What a man says and what a man does are two different things." Hoewel ek klein was, het ek besef dat mense se woorde en dade nie altyd kongruent is nie. Nie net mense oor die algemeen nie. Dis ook waar vir my. Dis ook waar vir jou. Wat ons sê en wat ons doen, kom nie altyd ooreen nie. Maar ek dink dit strek nog dieper as dit. Wat ons glo en wat ons leef, is nie noodwendig dieselfde ding nie. Kom ons neem sielkundiges as voorbeeld. 'n Mens sou kon dink dat sielkundiges so kundig moet wees aangaande die siel van die mens, dat hulle self in die breë samelewing sal uitstaan as mense wat sielkundig en geestelik bo-gemiddeld gesond en veerkragtig is. Verskeie studies toon egter aan dat sielkundiges soortgelyke vlakke van depressie, angs en stres rapporteer as die res van ons. Dit lyk verder dat egskeidings onder sielkundiges vergelykbaar is met alle ander beroepe. So, die mees kundige mense oor die welstand van die siel en verhoudings is nie noodwendig self sielkundig gesond of in gelukkige verhoudings nie. Dis nie 'n sielkundige probleem nie, dis 'n mensprobleem. Is dokters meer gesond en leef hulle langer as ander mense? Is ouers konsekwent meer volwasse en verantwoordelik as hulle tienerjarige kinders? Leef kerkmense met meer vrede in hulle harte as die res van die mensdom? Is Christene noodwendig eerliker as die res van die land?
Is bankamptenare se finansiële sake meer in orde as die res van ons? Het geleerde mense meer wysheid as ons almal? Ek sê nie hiermee wat die antwoord is nie, maar dit laat 'n mens wel wonder wat die verband is tussen dit wat ons weet en wat ons behoort te doen, hoe ons behoort te leef en dit wat ons in werklikheid regkry. Dit lyk dus vir my of ons inligting in ons geheue kan stoor, maar dit deurweek nie ons gedagtes, vul ons harte, bepaal ons woorde en rig ons dade nie. Miskien is 'n ander gesegde hier nodig. What man knows and how man lives are two different things. Ek is dikwels so hoopvol oor ons volkie en oor ons land, totdat ek die kommentaar op Netwerk 24 of op Facebook lees. Mense se reaksie op die een of ander kontroversiële saak. Soms hoef dit nie eens kontroversieel te wees nie. O my genade. Dan gryp ek my kop vas in 'n vlietende oomblik van wanhoop, absolute wanhoop. Jy kan nie daardie uitsprake en optrede vereenselwig met iemand wat hulle self, ander mense of God liefhet nie. In 'n land waarvan meer as 80% sê dat ons Christene is. Die probleem is nie dat ons nie weet nie, dat ons nie die evangelie ken nie. Ja, nie almal het Bybelkunde tot op tweedejaars vlak nie. Maar ek vermoed die meeste mense in ons land het al genoeg preke, kategese lesse, skoolopeninge, radiopreke, kanselpreke, huisgodsdienste of TV-dienste aangehoor om die belangrikste boodskap, die hartklop van die Bybelse boodskap te ken en dit te begryp. Ons lees immers nie in die evangelies dat die mense wat tot geloof in Jesus gekom het, eers Bybelkunde tot op tweedejaars vlak moes hê voordat hulle gered is nie. Soms was 'n enkele ontmoeting, 'n paar woorde of aanraking genoeg dat Jesus hulle lewens vir altyd verander het. Dat hulle moes leef as begeesterde volgelinge van Jesus in die besef dat ek diep liefgehê moet wees. Dit is nie noodwendig kennis van die Here wat ons verander nie, maar of ons die Here ken. Ons kan dus ons hele lewe lank met die gedagte leef dat God die sondaar vryspreek, liefhet en herskep sonder om dit ooit waarlik toe te eien en as verloste en geliefdes te leef. Wat ons glo, sal meer moet wees en dieper moet strek as 'n blote weet. Dat dit ons hele menswees deurweek deur die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Lees vanmôre Romeine 8 vers 31 tot 39 in jou stilte tyd. En elke keer waar jy lees ons, vervang die woord met ek. Want wat Jesus kom doen het, is inderdaad ook vir my gedoen. So persoonlik, dat die kerkvader Augustinus gebid het. O Here, U wat my liefhet asof ek alleen bestaan. So lief het God elkeen van ons. Ja, so lief het God ook vir my. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek en is een van die kerkvaders, Thomas à Kempis, wat so gebid het. Here, ek is moeg. Laat my rus vind in U eerder as in gesondheid of skoonheid, eer of status, mag of waardigheid, kennis of vernuf. Skenk my meer as dit alles, die genade om in U te rus, bo alle aardse rykdom en kuns, roem en lof, vreugde of bevrediging, bo alle wêreldse hoop en beloftes, begeertes en verdienste, bo al die gawes wat U my kan gee, begeer ek U self die meeste van alles, God,
Skepper van alle sienlike en onsienlike dinge. In U alleen vind my hart sy diepste rus. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.